Baie geluk aan ons prosa afdeling wenner vir Junie maand 2026, Robert Fincham, met sy prosa Die ego van dit wat nooit was nie. Daar is mense wat verlore raak in herinneringe. Ek het verlore geraak in iets erger. In herinneringe wat nooit bestaan het nie. Vir jare het ek agter 'n lewe aangejaag wat ek oortuig was iewers op my wag. Nie hierdie lewe nie. Nie die een wat ek elke oggend wakker geword het en beleef het nie. Nee, 'n ander een, 'n beter een. Die lewe waar die regte mense gebly het, waar die liefde nie vertrek het nie, waar vriendskappe nie verval het nie, waar ek nie telkens moes leer hoe om afskeid te neem van mense wat beloof het hulle sal bly nie. Ek het daardie lewe in my gedagtes gebou. Elke detail, die huis, die gesigte, die lag, die mense wat my gekies het sonder dat ek ooit moes beklei vir hulle aandag. Dit was so werklik dat ek dit soms kon voel. Ek het mense ontmoet en gewonder hoekom hulle nie soos die mense in my verbeelding is nie. Ek het plekke besoek en gewonder hoekom dit nie soos daardie plekke voel waarna my hart verlang nie. Ek het selfs in die spieël gekyk en gewonder hoekom ek nie die mens geword het wat ek gedink het ek sou wees nie. En so het die jare verbygegaan. Ek het aangehou hardloop, altyd op pad na iets, altyd op soek na iemand, altyd een stap weg van geluk, totdat ek eendag moeg geword het. Nie die soort moeg wat slaap kan genees nie, die soort moeg wat in jou siel sit. Daardie dag het ek gaan sit. Vir die eerste keer het ek ophou hardloop en toe gebeur iets vreemd. Die stilte het met my begin praat. Dit het my gevra: wat as jy jou hele lewe lank jaag na iets wat nooit bestaan het nie? Die vraag het soos 'n klip in my bors geval, want diep binne-in my het ek reeds die antwoord geken. Daardie perfekte lewe het nooit bestaan nie. Daardie perfekte mense het nooit bestaan nie. Daardie weergawe van myself wat nooit foute maak, nooit seer kry en nooit alleen voel nie. Hy het ook nooit bestaan nie. Ek het gerou. Nie oor wat ek verloor het nie, maar oor wat ek nooit gehaat het nie. En dit is 'n vreemde soort hartseer, want hoe neem jy afskeid van iets wat nooit werklik was nie? Hoe hy jy oor 'n droom? Hoe mis jy iemand wat nooit bestaan het nie? Maar soos die dae verbygegaan het, het ek iets begin verstaan. Miskien was die doel nooit om daardie lewe te bereik nie. Miskien was die doel dat dit my aan die beweeg moes hou. Want elke keer wat daardie onbereikbare droom gejaag het, het ek iets anders gevind. 'n vriend, 'n les, 'n sonsondergang, 'n gesprek, 'n stukkie wysheid, 'n stukkie van myself. Die lewe waarvoor ek gehardloop het, het nooit bestaan nie. Maar die pad daarna was werklik. En toe tref die grootste waarheid my. Daardie nooit was nie, was dalk die mooiste deel van my lewe. Nie omdat dit waar was nie, maar omdat dit hoop was. Dit was die lig wat ek in die verte gesien het, wanneer alles donker was. Dit was die stem wat gefluister het, hou aan. Dit was die droom wat my laat glo dat môre dalk anders kan wees. Ek het nooit daardie plek bereik nie. Ek sal waarskynlik nooit. Maar vandag maak dit nie meer saak nie, want ek verstaan nou. Sommige dinge is nie bedoel om gevind te word nie. Hulle is bedoel om jou te verander terwyl jy daarna soek. En soms is die mooiste dinge in 'n mens se lewe nie die dinge wat jy gehaat het nie. Dis die dinge wat nooit bestaan het nie, maar jou tog geleer het hoe om werklik te leef. Die ego van dit wat nooit was nie, leef steeds in my. Nie as 'n verlies nie, maar as 'n herinnering dat selfs die onmoontlike soms genoeg kan wees om 'n mens deur die donker te kan dra.